En welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat nie weet hoe om jou geldsaake aan God oor te gee nie. Jy weet jy moet vertrou, jy weet jy moet bid, jy weet God is jou voorsiener, maar wanneer die rekeninge daar voor jou lê, wanneer die geld min is, wanneer daar druk is, wanneer jy weet hoe om alles te betaal nie, dan voel dit nie altyd so maklik nie, want geldsaake raak nie net jou beursie nie, dit raak jou hart, jou slaap, jou vrede, jou gedagtes, jou huis en selfs jou verhoudinge. Dalk lê jy vanaand in jou bed en jy dink aan jou debietorders, skuld, skoolgeld, huur, petrol, kruideniersware of rekeninge wat jy nie weet hoe jy gaan betaal nie. Jy probeer somme maak, maar dit werk net nie uit nie. Jy probeer sterk wees, maar binne-in voel jy bang en selfs paniekerig. En dan voel jy boonop skuldig ook want jy dink ek behoort mos meer geloof te hê. Maar ek wil vanaand vir jou sê, God is nie kwaad vir jou of teleurgesteld in jou omdat jy bekommerd is nie. Hy weet wat se druk geld op 'n mens se hart kan sit. Hy weet hoe dit voel wanneer jy nie antwoorde het nie. Hy weet van elke rekening, elke tekort, elke behoefte en elke bekommernis wat jy vanaand dra. Filippense 4:6-7 sê, ons moet oor niks bekommerd wees nie, maar in alles ons begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend maak. En dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Hierdie skrif sê nie jy moet maak asof daar nie probleme is nie. Nee, dit sê bring dit na God toe. Nie net die groot ding nie, alles. Ook jou geldsaake, ook jou bekommernisse oor môre, die rekeninge wat jou maag laat draai, die vrees dat daar nie genoeg gaan wees nie, jou leë koskaste, jou leë yskas, jou kar wat nie petrol of diesel in het nie. Om jou geldsaake aan God oor te gee, beteken nie jy hou op verantwoordelik wees nie. Dit beteken jy dra dit nie meer alleen nie. Jy vra hom vir wysheid, jy vra hom vir voorsiening, jy vra hom om jou te wys waarom nee te sê, waarom aan te pas, waarom hulp te vra, waarom te wag en waarom in geloof 'n stap te neem. Partykeer dink ons om te vertrou beteken ons moet niks voel nie, maar vertroue is baie keer juis om te sê, Here, ek voel bang, maar ek bring hierdie vrees na U toe. God wil nie hê jy moet vanaand jou geldsaake in jou kop probeer regmaak totdat jy uitgeput raak nie. Hy wil hê jy moet jou hart eers by hom kom stil maak, want paniek help jou nie om beter besluite te neem nie. Vrees laat alles groter lyk, maar God se vrede bring jou terug na 'n plek waar jy weer kan dink, weer kan bid en weer kan hoor wat die volgende tree is. Matteus 6 herinner ons dat ons Vader weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Jesus praat daar oor kos, klere en die daaglikse dinge van die lewe. Dit wys vir ons dat God nie net in 'n geestelike dinge belangstel nie. Hy gee ook om oor ons praktiese benodighede. Hy gee om oor jou huis, jou kar, jou kinders, jou werk, jou finansies. En vanaand hoef jy nie die hele toekoms uit te werk nie. Jy hoef nie te weet hoe elke maand gaan lyk nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê voordat jy kan gaan slaap nie. Jy kan begin deur te sê, Papa Vader, ek weet nie hoe nie, maar ek gee hierdie geldsaake vir U. Wys my die regte stap. Nie 10 stappe nie, net die volgende een. Miskien wys die Here jou om iets reg te stel. Miskien wys hy jou om beter beplanning te doen. Miskien wys hy jou om hulp te vra. Miskien wys hy jou om op te hou skuldig voel oor wat jy nie nou kan verander nie. Maar weet dit, hy sal jou nooit los nie.
God is nie net jou voorsiener wanneer daar oorvloed is nie. Hy's ook jou voorsiener wanneer jy in die nag lê en wonder hoe jy deur hierdie seisoen gaan kom. So vanaand, sit dit in sy hande, die rekening, die skuld, die tekort, die vrees, die druk, die somme wat nie uitwerk nie, jou hart wat moeg is en sê, Here, ek vertrou U met wat ek nie kan beheer nie. Gee my wysheid vir wat ek moet doen en vrede oor wat ek aan U moet oorgee. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon voor U wat nie weet hoe om hulle geldsaake aan U oor te gee nie. Here, U sien die druk wat hulle dra. U sien die rekeninge, die skuld, die tekort, die verantwoordelikhede en die vrees wat hulle vanaand wakker hou. Ek bid dat U hulle harte sal stilmaak. Help hulle om nie uit paniek te leef nie, maar uit vertroue in U. Here Jesus, U weet wat hulle nodig het. Ek vra vir voorsiening, oop deure, wysheid en guns. Wys hulle die volgende regte stap. Help hulle om verantwoordelik te wees, maar nie oorweldig te word deur vrees nie. Heilige Gees, bring vrede oor hulle gedagtes, kalmeer die bekommernis, help hulle om te glo dat God ook in hierdie geldsaake teenwoordig is. Papa Vader, dra hulle waar hulle moeg is, maak 'n pad waar hulle nie 'n pad sien nie, geef hulle krag vir vandag en genade vir môre. Ek spreek vrede oor hulle harte, wysheid oor hulle besluite en voorsiening oor hulle huis. Ek bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand help om jou geldsaake in sy hande te sit. Mag jy onthou, God sien die behoefte en hy sal jou wys wat die volgende tree is. Mag jy 'n geseënde aand hê. Shalom.